se voorreg om vanoggend die woord te bedien en mag dit vir u tot seën wees. One day there were three little boys playing together, and the one boy said, "You know, my father is a physicist and he's one of the top in the world, and when he speaks, only about 50 people in the world can actually understand what he's saying." To which the second boy said, "Well, that's actually nothing because my father is a brain surgeon, and when he speaks, there are only about 20 people in the world that can actually understand what he's saying." To which the last boy said, that's nothing. My father is a Baptist pastor, and when he speaks, nobody can understand him. So, die storie het niks te doen met die boodskap nie. Dit is maar net om te kyk of u dalk kan glimlag. Wanneer ons die lewe doen, is daar altyd hierdie twee stories, hierdie twee verhale, en in verhoudinge, dan praat ons van my kant, jou kant, dan sê die slim mense, en dan die derde kant, of 'n storie, altyd drie kante, my kant, jou kant, en dan die waarheid. Gaan nie vanoggend daaroor gesels nie, ons gaan eintlik praat oor, in die lewe is daar altyd twee stories, daar is hierdie twee verhale wat hulle afspeel, hierdie twee goed wat kom na ons toe, en ons moet keuses maak, en die een wat kom is die waarheid, en die ander een wat kom is die leuen. In elke situasie gebeur dit. As ons terugdink in die tuin van Eden, spreek God waarheid, en die vyand kom met 'n leuen, en die leuen lyk aantreklik en aanloklik, en die leuen word gevolg met 'n geweldige gevolg wat vir eeue en eeue tot aan die einde van die tyd 'n impak sal hê. So, daar's altyd hierdie twee verhale, die waarheid en die leuen, die waarheid en die leuen, en dan moet ons voor keuses geplaas word, gaan ons die waarheid glo, of gaan ons die leuen glo? Gaan ons die waarheid volg, of gaan ons die leuen volg? Gaan ons die waarheid versprei, of gaan ons die leuen versprei? En dis hierdie keuses waarmee ons sit, wanneer hierdie twee verhale hulle afspeel in ons lewe. En in elke faset, nie net in jou geestelike lewe nie, maar in elke faset speel hierdie twee verhale af. En ons moet dan kies. Nou voor ons nou na hierdie twee verhale in die woord gaan kyk, hulle is een net na die ander, word die twee verhale vertel. Baie interessant. En maar voor ons daarby kom, wil ek net graag Johannes 8:44 en 45 lees, dat ons net 'n begrip kry van wat hier aangaan. Johannes skryf Jesus se woorde: "Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is, en die vader daarvan. Maar omdat ek, dis Jesus, die waarheid spreek, glo julle my nie." Sien julle, hierso is Johannes beskryf Jesus, dit is so wonderlik dat daar is hierdie leentaal, en Jesus sê vir hulle, maar die vader van die leuns is die vyand, is die duiwel, is die Satan, en die NIV sê dit so mooi, dit het gelees, daar staan, the devil speaks his native language, ander vertaling sê his mother tongue, so die vyand se moedertaal is leuns, hy kan onder geen omstandighede die waarheid praat nie, alles wat hy sê is leuns, maar hy bring dit in ons lewe in, en dit klink amper soos waarheid, en dan moet ons hierdie keuses uitoefen, en Jesus sê, maar julle wil nie die waarheid glo nie. So, ons weet dat die leuen se einde is altyd die dood, en ons weet dat die waarheid se einde is altyd die lewe. En nogtans is dit moeilik, Jesus sê dit self daar in Johannes, dit is baie moeilik vir ons om die waarheid te glo, want hierdie magte van die leuen kan ons baie keer oorweldig. So hierdie twee verhale speel af in Matteus 28, dis die laaste hoofstuk van Matteus, dit gaan rondom die opstanding van Jesus, dan kom hierdie twee verhale na vore. So die eerste verhaal, kom ons lees hom gou, Matteus 28 vers 5, en daar staan, maar die engel antwoord en sê vir hulle, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het, die waarheid, soos hy gesê het, is ons net waarheid. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, kyk,
ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf, met vrees en met groot blydskap, en het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Terwyl hulle weg was, om dit aan sy disippels te vertel, kom hulle met Jesus met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader, en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen, en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Die verhaal van Jesus se opstanding, die engel bevestig dit, Jesus kry hulle, en Jesus spreek die waarheid, gaan Galilea toe, julle gaan my daar weer sien, moenie vrees nie, en gaan vertel hierdie waarheid, belangrike versie daar, gaan vertel hierdie waarheid, so dis die een verhaal, as ons aangaan, dit is nou 28 vers 5 tot by vers 10, as ons nou vers 11 lees, dan is dit die tweede verhaal wat ons nou gaan sien, luister die tweede verhaal. En terwyl hulle weg was, kom daar sommige van die wag, dis nou van die wagte, in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, dis wat die boodskap wat die wagte kry, die soldate kry, wat moet hulle gaan sê vir die mense daar buite? Sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En dan eindig het met vers 15, en hulle het toe die geld geneem, en gedoen soos hulle geleer was, die leuen gaan versprei, die leuen gaan vertel, die leuen geglo, die leuen gevolg, en nou die leuen gaan versprei. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe. Dis wat daar staan, tot vandag toe. Hier sit hierdie twee verhale, en in my en jou lewe, die verhaal wat ons gaan volg, die waarheid of die leuen, gaan bepaal wie ons is, dit gaan bepaal wie ons glo. So as ons die leuen volg, maak nie saak waaroor dit gaan in ons lewe nie, maar as ons die leuen volg, dan volg ons die vader van die leuns, dan volg ons die vyand. As ons die waarheid volg, dan volg ons die voetspore van Jesus, die waarheid. Ek wil elkeen van ons vanoggend aanmoedig, en myself, om te sê, kom ons kies altyd die waarheid. Die waarheid, sê die woord, maak ons vry. En daar sal altyd hierdie verhaal kom na ons toe, om die leuen te inkorporeer by net 'n bietjie van die leuen in te inkorporeer by die waarheid. Maar die Here wil hê die waarheid. En dit wat hieroor gegaan het, is eintlik ontstellend, want dit sê dit tot vandag toe, en ons sien dit tot vandag toe. Hierdie verhaal van die leuen is geglo, en dit het tot vandag toe in effek. Waaroor het dit hier gegaan? Hoekom was dit so belangrik dat hulle moet die woord versprei, dat Jesus nie eintlik opgestaan het nie, maar dat sy disippels hom gesteel het? Sien wat gebeur het, dat die kruising en die opstanding staan absoluut sentraal in ons geloof. As Jesus net gesterf het aan die kruis en nie opgestaan het nie, dan was hy maar eintlik net 'n wonderlike kultusleier van sy tyd. Iemand wat 'n boodskap gebring het en wat gesê het, hy is die seun van God en hy sterf aan 'n kruis, einde van die storie. Hy het goed gesê, hy het wonderlike waarhede kwyt geraak en party mense sou hom dan volg, maar dan was hy net 'n kultusleier gewees, maar omdat hy opgestaan het en dit wat hy gesê het, dat hy dit gaan doen, dat God hom gaan opwek uit die graf uit, dit gee waarde aan die evangelie, dit gee die krag aan die evangelie. So is nie net die kruis nie, maar is ook die opstanding. So die rede hoekom hulle hierdie ander storie versprei het, die leuen wou versprei het, is om, ek wil amper sê, om hulle eie bas te red, want dan het hulle mos eintlik die Messias vermoor. Dan was hulle mos aandadig dat Jesus wat die Messias is, wat hy gesê het hy is, en hulle hom nie geglo het nie. So hulle moes hierdie storie versprei, en hierdie storie het hulle goed versprei, want hulle was goed betaal. En die effek daarvan is tot vandag toe nog in ons midde. En dit laat my dink, alles wat ons doen, sal bepaal wat ons glo. Glo ons en volg ons en versprei ons die leuen of die waarheid. En die toepassing daarvan vanoggend vir elkeen van ons is,
om te besef dat as ek die leuen glo, dan het dit 'n gevolg. En dit het 'n gevolg in my lewe, dit het 'n gevolg in my kinders en my kinders se kinders en in generasies het dit 'n gevolg. As ek die waarheid glo en die waarheid volg en die waarheid versprei, dan het dit dieselfde effek, dat dit vir jare en vir generasies deurloop en die wat agter my stap, wanneer ek nie meer daar is nie, volg hierdie waarheid wat ons in die woord vind. En so dis 'n geweldige impak. Maar die tweede toepassing daarvan wat ek wil vra is, as Jesus waarlik opgestaan het hy in my en jou lewe opgestaan? Is daar in my en jou lewe hierdie opgestaane Jesus, die een wat deur God opgewek is uit die dood uit, lewe hy regtig in ons? Of glo ons die leuen dat ons eintlik nie tot enigiets in staat is nie, terwyl die waarheid sê ons is tot alles in staat deur Christus wat vir ons krag gee? Glo ons die leuen dat ons maar armsalige ou sondaars is, en ons is dit gered deur genade, maar oombliklik gered deur genade bring vir ons op 'n plek waar ons meer as oorwinnaars is in Christus Jesus. Ons is koningskinders, ons is erfgename van die Vader, en die Here red ons nie net om vir ons 'n beter mens te maak, hy wil nie net ons maniere verander nie, en vir ons goeie waardes gee nie, hy wil ons radikaal totaal verander, dat ons in die waarheid wandel, want die waarheid het 'n effek vir generasies. Ek wil vir jou vra, lewe Jesus in jou? Lewe Jesus in my? Het hy werklik opgestaan in my lewe? Is hy regtig koning van my lewe? Van elke situasie in my lewe, is hy die koning? Is hy die koning in jou lewe? Of is daar nog gedeeltes wat ons vir onsself terughou? Sien, leef ons in en deur die waarheid. Want hy sê ons, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En my gebed is, dat ons die waarheid sal volg, dat die opgestane Jesus, die kragtige opgestane Jesus, deur elkeen van ons sal lewe, totdat hy terugkom. En dit sal vir generasies en generasies 'n effek hê. Mag Jesus u seën. Kom ons bid saam. Sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie dat u vir ons in alle waarheid lei. Dankie dat daar in u geen leuen is nie. En dankie Here dat u vir ons die gawe van onderskeiding gegee het, om te weet wat is leuen en wat is waarheid. En nou vra ons dat u ons sal bekragtig om altyd in die waarheid te volg, tot die eer in Jesus naam. Amen. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid. Mag sy vrede oor jou wees.